ons lees vandag saam Psalm 73, is 'n langerige psalm en ek moedig jou aan om hom 'n bietjie daar op jou eie rustig deur te lees. Ek wil op 'n baie spesifieke gedeelte van hierdie psalm fokus. Hierdie psalm wat geskryf is deur Asaf, iemand wat verbonde was aan die tempel, 'n man van God wat een of ander diens daar verrig het. En dan in die eerste deel van hierdie psalm is hy verbitter en hy kry swaar en sy omstandighede maak vir hom klaar. As hy rondom hom kyk, dan sien hy net moeilikheid en hy sien onreg. Baie soos ons, maar ook vandag. Maar hy sluit af op 'n heel ander toon as wat hy begin. En ons lees vandag saam hier van vers 21 af. Toe ek verbitter was en vir onreg gevoel het, was ek dom en sonder insig. Soos 'n redelose dier het ek my teenoor u gedra. Tog was ek nog altyd by u, want u vat my aan die hand. U lei my met u raad, en aan die einde sal u my in ere by u opneem. Daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as u nie. Al is ek afgetakel na liggaam en gees, God is my sterkte. Aan hom behoort ek vir altyd. Die wat ver van u af is, gaan verlore. U vernietig die wat aan u ontrou is. Maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. Ek het die Here my God gekies as my toevlug. Vandag as jy nou hierna kyk, dan sien jy seker net hierdie lelike gogga wat hier is. En ek wil vir jou vra, hoe groot is hierdie gogga vir jou? Is hy groot genoeg dat jy wil wegkyk of wil terugdeins of nie hierna wil kyk nie? Jy sien, die ding wat vir ons die grootste in die lewe lyk, is die ding waaraan ons die naaste staan. Eintlik is hierdie gogga nie so groot nie. Die foto wat hier geneem is op 'n klein vuurhoutjie geneem. So dis 'n baie klein dingetjie hierdie. Maar soos hy afgeneem is en soos ek staan en soos ons hierdie ding opneem vanmôre, lyk hy verskriklik groot. Net soos dit vir Asaf gelyk het, toe hy besig was met sy probleme, toe hy besig was met die onreg, toe hy gefokus het daarop, toe hy nader aan dit gestaan het, toe was hierdie goed vir hom reusagtig. Maar ergens in hom, sonder die omstandighede verander, ergens in hom vind daar 'n verandering plaas. En hy kies waar hy staan. Hy staan nader aan God. Hy wil nie so naby aan sy probleme staan nie. Hy kies. En hy sê dit so mooi so aan die einde van vers 28. Ek het die Here my God gekies as my toevlug. En dan kom hy nader aan die Here. En dan staan hy nader aan die Here en dan word die goggas van sy tyd vir hom baie kleiner. Soveel so dat hy hierdie psalm, hierdie klagpsalm kan afsluit. Eintlik met 'n hart vol hoop, eintlik met 'n lied in die hart, eintlik met 'n loflied. Hy sê, as hy afgetakel is na liggaam en gees, God is sy sterkte, aan hom behoort ek vir altyd. En dan sê hy, wat my aangaan, dis vir my goed om naby God te wees. Ons het baie rede in ons tyd in hierdie wêreld om hierdie reusagtige probleme te sien en ons vas te kyk in hierdie reusagtige probleme. Want die onreg is groot, die chaos is groot. Die moedswilligheid van die mensdom is groot. Dis wreed. Maar Asaf het gekies om God sy toevlug te maak. Hy het gekies om by sy God te gaan staan, om 'n naby God ervaring te hê. En sy goggas het kleiner geword. En sy God het vir hom alles geword. Wat kies jy vandag? Wat kies jy in hierdie tyd? Ons het by begrafnisse veral 'n lied wat ons sing, nader my God by u, nog naderby, al is daar ook 'n kruis nodig vir my. Probeer dit tog net bietjie. Maak net bietjie 'n keuse. Om wanneer jy gekonfronteer word met die goggas en hulle lyk vir jou so reusagtig, staan nader aan God. En sien die probleme vir wat dit werklik is in die oë van God.
mag jy God as jou toevlug kies. Mag jy naby aan hom leef. Shalom.